Hier vanmôre. Wat 'n voorreg vanmôre, Here, om U te aanbid. Worthy of it all. Worthy of it all. Net daar waar jy is, kom ons loof die Here vir 'n oomblik net 'n bietjie. Gee hom 'n danksegging vanmôre. Sê vir hom, Here, dankie. Dankie dat U vanmôre hier is saam met elke een van ons. U is wonderbaar. Daar is niemand vanmôre soos U nie, Here. U is die God van hemel en aarde, U het ons gevorm. Weet jy, ek wil hê jy moet vanmôre weet, Psalm 139 sê dat jou liggaam, jy vanmôre vir God belangrik is. Jy's belangrik vir hom. Dankie Here, dat ons hier kan loof vanmôre. In Jesus naam. Amen. Goeiemôre julle, baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Dit is lekker om die Here te loof deur worship, né? He's worthy. Ek wil graag hê jy moet jou Bybel oopmaak in die boek van 2 Konings. Ons gaan lees uit 2 Konings. Pragtige gedeelte. Baie wonderlike gedeelte. In hierdie week praat die Here met ons. Ek dink dit gaan vanmôre ook so wees. Mag hierdie woord van die Here 'n gesalfde woord. Weet jy wat sê die woord van God? Hy sê sy woord kom nooit ledig terug nie. In ons Bybelskool gaan ons baie diep ook in. Ons is in 'n diep vorming van dienskneg en 'n roeping van God. En hierdie is 'n lering om te weet hoekom hierdie is en waarom dit so is. So ek vanmôre vir jou moet vra, wat beteken die Here vir jou? Moet jy vir my kan sê, wat beteken sy salwing of sy redding vir jou? Wat beteken die kruis vir jou? Wat beteken dit om vir hom te dien? Wat beteken dit vir jou? Sy soewereinheid om dit in te kan neem vanmôre. Daar is 'n doel voor hierdie grondlegging. Ek het so moeilik gevind eintlik om hierdie 'n tema te gee en daar's so baie wat vanmôre praat, so as jy nie verstaan nie, kan ons dalk daarna debatteer en Andries neem dit ook op en dan kan jy weer luister in jou eie tyd, sit jou oorfone in. Ek het gedink om dit vanmôre te noem, ons het geestelike oë nodig. En julle gaan seker nou sien hoekom. Wanneer ons gaan kyk na hierdie gedeelte, die koning van Aram stuur sy dienaars om Elisa gevange te neem. En die woord van die Here sê, 'n leer omsingel Elisa om hom gevange te neem. Daar in 2 Konings 6 vers 14 kan ons dit lees. So het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur. En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Geliefdes, hoor mooi vanmôre. Hy stuur 'n hele weermag om een profeet gevange te neem. 2 Konings 6 en ons kan gou daar lees. Jy kan op die skerm saam met my lees in vers 15. As jy daar kan sien, sê hy, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n net so vir interessantheid, wanneer ons by 'n profeet kom, dan sê ons nie eintlik vir hom profeet nie. Die skrif leer ons, jy noem hom man van God, man of God. Wat 'n voorreg. Van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? En ek dink vanmôre by myself, ek wil ietsie sê rondom hierdie gedeelte. Vrees is iets waarmee ons as 'n mens gedurig en elke dag worstel. Vrees. Ek dink as ons in tye van vandag kyk, dan vrees ons vir die toekoms. Ek dink ons vrees vir mense. Vrees vir omstandighede is groter as wat ons baie kere voel. Maar dan kom die woord van die Here, die Bybel sê, hy sê, meer as 300 keer, hoor gou mooi, jy moet dit inneem vanmôre, meer as 300 keer sê die woord van die Here, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Nie omdat daar
daar nooit gevaar is nie. Nie omdat ons nie te doen het met gevaar elke dag van ons lewe nie, maar omdat God altyd groter is as die gevaar. Glo jy dit vanmôre? Nou weet ek, jy gaan vir my sê, maar Naps, jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Jy verstaan nie waarmee ek in my lewe worstel nie. Jy verstaan nie my aanslae nie. En dan wanneer ons hierdie gedeelte gaan lees in 2 Konings 6, dan sien ons dat die man van God se dienaar het homself ook oorgegee aan vrees. Daar was vrees in hom, dit het hom oorweldig. In vers 13 en 14 sê hy, en toe die man of die dienaar van God vroeg opstaan en hy kyk by die venster uit, sien hy hierdie leer om hulle. Maar binne in hom, of saam met hom, sit die man van God, sit die profeet, wat met geloof reageer. Ek praat vanmôre oor Elisa. Elisa was 'n profeet van God in Israel. God het hom gebruik om die planne van die Arameese koning te openbaar. En ek wil jy moet baie keer iets hoor, dat God soms baie keer jou ook gaan gebruik om sekere dinge of planne van die vyand te openbaar. Hy kan en hy gaan. Jy sien, die koning van Aram raak woedend. En hy gee hierdie opdrag, hy neem 'n besluit en hy gaan en hy sê, weet jy wat, gaan vang vir Elisa. Ek soek sy kop, ek soek vir Elisa. Alles om een man, 'n man van God. En so is dit in ons lewe ook vandag. Die aanslaking van die Here gaan nooit ophou teen jou nie. Ek het gou vanmôre vir jou goeie nuus by dit, maar ook slegte nuus, dat die aanslag teen 'n kind van die Here nooit ophou nie. Ons sien die mediese verslag. Ons kyk gou vanmôre na die bangstaat. Ons kyk vanmôre na 'n krisis. Ons kyk na die Goliat wat voor ons staan. Ons sien elke keer die aanslag of die teenstand teen ons geloods. Het iemand al in hierdie jaar, in hierdie kort tyd, miskien al gevra, Here, wat nou? Wat nou? Wat nou? Lees saam met my in vers 16 op die skerm. Hoor wat sê hy. Jy sien in vers 16 kom ek agter, sien ons God se perspektief is heeltemal anders as ons. Hoor gou mooi, kyk wat sê hy. En hierdie man van God antwoord, en hy antwoord so, en hy antwoord, vrees nie. Want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Hoe is dit moontlik? Daar's 'n hele leer, daar's 'n weermag om twee mense, die man van God en die dienaar. Maar hoor wat sê die man van God, hoe antwoord hy sy dienaar? Hy sê, vrees nie, want die wat by ons is groter of is meer as die wat by hulle is. Wie's die ons? Wie's die ons van wie hy praat? En ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Daar is nie 'n arrogantheid in Elisa nie. Daar's nie 'n arrogantheid as 'n kind van die Here vir jou sê vanmôre, moenie vrees nie. Die wat by ons is groter as jou probleme, as jou mediese verslag, wat ook al dit mag wees. Ek wil hê jy moet iets hoor. Elisa ontken nie hierdie gevaar nie. Hy ontken dit nie. Hy herdefinieer die werklikheid. En ek wil hê jy moet bietjie iets doen vanmôre. Dit is tyd dat ek en jy ook die werklikheid herdefinieer in ons lewe, dat ons sal besef eintlik die wat by ons is groter as hulle. Hoor wat sê 2 Konings, ons het dit nou gelees, ekskuus. Ek dink vanmôre ook as dit ons was, sou ons presies dieselfde gedoen het. Ons sou ook by die venster gestaan het en dalk miskien een stap verder gevat het en seker hierdie hele weermag probeer tel het. En ons sou presies dieselfde gedoen het as die weermag. Die soldate, die perde, die strydwaans, alles sou ons ook seker maar probeer tel het. Ek dink dalk was daar iets anderste wat in ons sou gekom het. Maar weet jy wat vir my uitstaan is dat Elisa kerk, hoor gou baie mooi vanmôre. O Mennie, hoor mooi.
Elisa erken God se teenwoordigheid. Hy erken God se teenwoordigheid. En God se teenwoordigheid is hier, is jy hier. God is hier. God is op geen ander plek nie. Die Heilige Gees is hier. God se mag en God se leer is hier. Wie is die ons? Geloof is nie blind nie. Geloof sien net verder. Kan ek dit weer sê? Geloof is nie blind nie. Geloof sien net verder. En dit is kerk waarmee ons sukkel vanmôre en ek wil hieroor praat. Ons sukkel met blindheid. Ons sukkel met blindheid. Die vyand maak en hou ons blind. Ons het vanmôre geestelike oë nodig. En dis 'n jaar waar dit gaan begin. Dis 'n jaar waar dit gaan begin om te manifesteer. Jy sien, ons lees 'n paar keer in die Bybel, toe Paulus Saulus was, het die Here hom geslaan met blindheid en hy sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ons het vanmôre hierdie geestelike oë nodig in vers 17. En hoor wat sê die skrif? En toe Elisa bid, en hy bid vir 'n rede, hy sê, open tog net sy oë, sodat hy kan sien. Hoor wat sê hy? En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Hier is hierdie Arameese weermag, perde in strydwaans, gesirkel om die paleis of die koning of die tempel of die koning se huis. Maar toe hierdie dienaar se oë oopgaan, toe sien hulle op die berge die waans en die woord van God sê die perde en die waans van vuur rondom hulle. En Elisa bid dat die vyand nie sal verdwyn nie. Hoor gou baie mooi. Dis wat ons baie kere verkeerd doen. Ons bid dat ons probleem moet verdwyn of dat die goed moet weggaan. Maar hy het nie dit gebid nie. Hy bid dat die dienaar kan sien wat reeds daar is. Dankie, Wendy, sit vir my die prentjie gou daar op. Kyk daar. Wendy kry sulke mooi prentjies. Ek wou eintlik gevra het, maar van vas sê. Dink gou by jouself as jy dit moet beleef vanmôre. Dis wat om ons is. God se leer en God se mag en God se teenwoordigheid. Wanneer jy bid en vra, Here, open my oë sodat die geloof verder sien, dan sien ons nie die leer en die weermag van die bose nie, maar ons sien hierdie leer en mag van God. Amen. Kom ons kyk gou 'n bietjie. In vers 17, wat sien hy? Hy sien die berge vol van God se perde en strydwaans. 'n Vuur reg rondom hulle. En die hemelse leer reg om hierdie aarde, God se weermag. Geliefdes, hierdie is kragtig, hoor. Hierdie is kragtig. Ek wil nou vir jou vanmôre iets sê. Dis my siening. Dis my opinie. Weet jy wat so opinie is nie? 'n Opinie is iets wat ek kan verander. Maar ek glo vanmôre, wanneer ons gaan kyk na die werklikheid, ek hou van geskiedenis. Onthou julle die slag van Bloedrivier? 16 Desember, die gelofte. Kan ek gou vir jou iets sê? 470 boerekrygers. 470 boerekrygers teen 16.000 Zulus. Maak gou jou sommetjie, trek dit af, dan sien jy, daar's 'n verskil van 15.530. Nou hierdie is my siening, presies hierdie Bybelse gebeurtenis, glo en vertrou ek, het gebeur op die dag van Bloedrivier. Toe die volk hulle knie buig en hulle roep God aan, en hulle verootmoedig, nie om te vra, Here, laat ons iets doen nie, maar as U saam met ons gaan vandag, sal ons hierdie dag herdenk, 'n gelofte maak
En ek moet vir jou sê, dis maar my opinie, dis wat hier gebeur het. Miskien het daar 'n wolk oor hulle gekom, toe die Zulus die spiese gooi, was daar 'n laere kans, ek weet nie. Maar kan jy vir jouself dink, kom ons wees eerlik vanmôre, God gee ons common sense, amen. In daai jare het hulle nie AK-47's gehad en masjiengewere en wat is daai RMG wat jy mee geskiet het in kanonne nie. Hulle het nog die Sangas gehad, hulle moes hom nog laai, hulle moes hom nog vol stamp. Dis my siening. Ek bring dit net vanmôre in om vir jou iets te verduidelik. Die krygerengele in gereedheid, die oomblik wanneer kind van die Here bid en ons het hierdie geloof om verder te gaan, sodat ons blindheid kan afkom. Dat ons blindheid kan afkom. Jy sien die dienaar sien moeilikheid. Nap sien moeilikheid, die volgende persoon sien moeilikheid. Al wat ons sien is ons sien moeilikheid. Die natuurlike ryk word gesien. Die hier en die nou, maar die woord van die Here kom tog duidelik dan sê hy, maar ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede van hierdie lig. Demoniek. Weet jy wat is die probleem vandag? Dis nie dat die mans, die Here nie meer wil dien nie. Dis die demoniese aanslag van blindheid wat die mans getref het in vandag se tyd. As jy 3 jaar terug geluister het toe God vir jou gesê het, weet jy wat? Was jy al baie ver in jou lewe? Was daar 'n ryk in jou lewe gewees wat jy dit nie kon beskryf het nie? Jy is die een wat dit vanmôre doen. Hoor gou mooi, ek wil hê jy moet iets hoor vanoggend. Daar is engelagtige magte en demoniese magte betrokke by oorlogvoering wat jy nie kan sien nie. Wat jy nie kan sien nie. Die oomblik wanneer jy deure oopmaak en wanneer daar hierdie engelagtige magte of demoniese magte, noem dit soos wat jy wil, betrokke is by hierdie oorlogvoering, is dit iets wat jy nie kan sien nie. Die gevegte wat jy in die fisiese wêreld in die gesig staar, het geestelike dimensies waarvoor jy blind is. En daarom wil ek vanmôre bid, net soos die profeet gebid het, mag die Here jou oë oopmaak vanmôre. En die Here het die dienaar se oë oopgemaak. Wat 'n oomblik. Wat 'n oomblik. Die grootste fout by die mensdom is nie vanmôre dalk die sonde nie. Is dalk die sonde. Maar die kinders van die Here is blind. Dankie Wendy. Melanie, kyk aan. Jy sit by die huisaltaar met jou Bybel met 'n blinddoek op. Jy roep tot die lewendige God. Jy bid, maar net nadat jy gebid het, dan twyfel jy in die krag van gebed. Jy sê ek het nie 'n vreesagtige gees nie. Maar elke oggend as jy opstaan, dan vrees jy jou mors dood vir die dag en die aanslag wat kom. En as ek hierdie gedeelte lees, dan besef 'n mens eintlik, maar weet jy, die dienaar was nooit alleen gewees nie. Hy was maar vanmôre, of hy was maar net in daardie oomblik blind vir die geestelike werklikheid. En so is ons almal vanmôre dalk net blind vir die geestelike werklikheid. Weet jy wanneer verdwyn vrees? Die oomblik wanneer God jou oë oopmaak. Die waaroms en die hoekoms. Hoekom Here? Waarom Here? Here, hoekom moet ek so swaar kry? Here, hoekom moet ek so sukkel? Here, hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom kry ek nie werk nie? Hoekom sukkel ek so? Here, hoekom is die aanslag so teen my? Jy het die krag van gebed verloor. Ek sê weer vanmôre, en as dit by jou kan vassteek, mag dit so wees. Weet vanmôre, kind van die Here, net soos die dienaar, jy is nooit alleen nie. Jy het net jou geestelike blindheid.
Jy was net geestelik blind en dit is die werklikheid en die waarheid van môre. Ek sê weer, vrees verdwyn wanneer God jou oë oopmaak. Omstandighede bepaal nie God se teenwoordigheid nie. Net omdat jy God nie kan sien werk nie, beteken nie hy werk nie. Ek wonder baie keer, as ek so baie keer hoor by mense, dan bid 'n mens, dan voel dit asof die hemel ver is. Het jy al gevoel asof die hemel nie antwoord nie? Die hemel antwoord nie, die Here antwoord nie, die Here is ver. Ek sê weer vanmôre, dis nie omdat God nie, omdat jy nie God sien werk, beteken dit nie God werk nie. Die Here gaan vir my 'n deur oopmaak. Telke male hoor ek baie mense dit sê, weet jy, ek wil iemand bietjie verander. Bid vir oop oë, nie vir oop deure nie. Jy sien, baie keer is hierdie oop deure nie deel van God se plan nie, maar hy gee jou die begeerte van jou hart en jy bid daarvoor. Soms verander hy God nie jou situasie nie. Hy verander jou perspektief. Jy sien, jy dink dis 'n oop deur en dis 'n deur wat jy wil hê, maar dit is nie God se plan vir jou nie. Die oomblik wanneer ek vra, Here, open my oë, dan verander die Here jou hele perspektief. Kan ek gou vir jou iets sê vanmôre? Die ons wat in ons is, in dit wat in ons lewe aangaan, wat ook al dit mag wees, is groot. Wat is die leer? Wat is die leer? Wat jou tans vrees aanjaag? Ek het 'n vraag in die kerk vanmôre, op die sosiale media ook. Kyk jy net met natuurlike oë, of kyk jy met geloof? Of kyk jy met geloof? Vandag sê God ook vir jou, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Nie omdat die probleem klein is nie. Hy sê, maar ek is groot. Ek is groot. Kerk, ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Dit wat in jou is, dit of wie in jou is werklik die werklike waarheid. Is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. As jou verslawing, en dit is nie boring om 'n kind van die Here te wees nie, hoor. Ek wil vir jou iets sê vanmôre. Dit is nie boring nie. Ek wil vir Tenus 'n geleentheid gee om sy getuie te kom lewer. Sy getuie raak my verskriklik baie aan. Jy sien, want hy is 'n werklike getuie van 'n man wat met natuurlike oë gekyk het. 'n Man vir wie ek respek het, wat my gebel het en gevra het, maar hoekom dit? Toe hy begin het met Bybelskool, het hy my een oggend gebel en toe hy by duiweluitdrywing kom, toe sê hy vir my, hierdie is nie vir my nie. Maar hy sal dit getuig, seker, ek weet nie. En ek dink ons getuig dit baie. Sekere goed wil ons kies om te weet en te wees, en ander goed wil ons nie kies. Gielie, kom staan nie so, en dan kom gee jou getuie vanmôre in. Ek weet ook so vanmôre sit elke een met 'n getuie. Baie dankie pastoor vir die geleentheid. Vir die wat my nie ken nie, ek het menigte name, my naam is Tenus, of anders is het wat meeste my noem klein Z of Zettie of Eersie of Gielie, alles net vir kleiningsname, maar het gewees het as 'n Suid-Afrikaanse man op 'n ou telefoonboek en sit om maar 'n studio te kan sien. So in die jaar 2005 het ek die groot voorreg gehad om vir 'n maatskappy te Flash Harry en deur harde werk loyaal te wees aan my werk, het ek die leertjie begin klim en my baas met wie ek 'n baie goeie verhouding gebou het, na my toe gekom en hy het vir my gesê, Tensie, take care of this business and this business will take care of you. En dit was so gewees. Aanhou hard gewerk en uiteindelik word ek 'n senior bestuurder in die maatskappy en ek het 'n droom gehad as 'n klein seentjie om altyd 'n dubbelkajuit bakkie te kan ry. Want ek is baie lief vir visvang en die bakkie kan oorals te ry
waar die damme is. En so word my droom te word. Ek het nie eers die bakkie gekoop nie, dit was vir my verniet gegee. En wat 'n voorreg van die berg. Maar soos wat die gelde meer geraak het en die skulde het minder geword, so het my sosiale lewe meer aktief geword. En op my CV by die werk het daar gestaan, ek is 'n Christen. Dis wat my CV gesê het, ek is 'n Christen man. Maar op naweke is ek nie by die huis nie. Ek is by die donker, duister plekke, daar waar die vyand rondklap. En my hart is nie daar by die Here nie, want van maandag tot donderdag het ek gebid. En Vrydag en Saterdag was ek in duister plekke gewees. Waar my ouwe 'n siekte optel, sommer vir 2 dae lank. En dit is wat die vyand doen, hy is alleen daar. Want hy sê vir jou, hierdie is lekker. Jy het baie stres by die werk, hierdie gaan jou gemaklik laat lekker voel. Jy kan 'n bietjie afskaal van die wêreld af, van die wêreld se verdrukking. En ek werk ons hard vir my geld, so ek kan daarmee doen wat ek wil. En net weer geleens, man, word geoortuig om dinge te doen wat nie van die Here af is nie. Ek het geen tyd meer vir alkohol nie, dit is van die bose af. En so het ek op 'n baie duister plek in my lewe ingekom. Ek het gevoel of ek in die donker tonnel opeindig waar die duister my net oorheers. Ek weet nie meer wat ek kan doen. Ek het my drome word met finansies en ek speel golf op die mooiste bane en menigte vakansies, maar ek het dit nie kan maak. Ek weet nie wat gaan aan. En in 2023 maak ek 'n besluit dat 2024 gaan ek die samekoms begin bywoon, want as 'n positiewe optimistiese persoon het ek gesê, ek moet iets doen. Ek kan nie net vergaan so nie. Ek moet die kerk begin bywoon. Daar's hierdie pastoor wat ek ken en ek was al 'n paar keer in sy kerk gewees, boetie van my Martin Dirkie het my genooi na die kerk toe en ek hou van die pastoor. Die pastoor preek 4 dae en kragtig en die waarheid. En ek moet eerlik was baie lank terug al, nou ek nie meer van hierdie pastoor nie. Ek hou nie meer van hom nie. Ek is baie lief vir hom. En ek glo vandag vas dat deur sy woorde en as 'n instrument en as 'n pastoor wat liefde het vir die Here, die Heilige Gees werk deur hom. En nou Limits gemeente, die Heilige Gees werk in hierdie kerk, want ek het op 'n Sondagoggend in Maart, toe ek gehoorsaam was in die samekoms, en pastoor Naps die volgende gevra, hy het gevra, julle Christene wat bid, vir geduld, hulp, finansies, menigte vra, hoe lyk jou verhouding met die Here? Wat doen jy vir God? En ek sit daar op die goedkoopstoele en ek tog, wat het die pastoor nou gesê? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Wat doen jy vir God? Ek besef toe later daai aand het, my kop hardloop vinniger as wat 'n Red Bull kar kan loop om te ry. Ek besef toe vir die eerste keer in my lewe wat Christus staan op besef, ek ken nie die Here nie. Ek weet nie wie dit is nie. En ek maak toe 'n baie wyse besluit, seker die beste besluit van my lewe, en dit is om aan te sluit by die Bybelskool. Want hoe leer jy iemand ken? Jy begin tyd te spandeer saam met daai persoon. Jy begin agterkom, wag, ek hou eintlik van hierdie persoon. Ek word lief vir die persoon. En dit is hoe ek die Here Jesus Christus begin ken, dit is deur sy woord. En met toe ek by die duiwel uit Bybel kom, toe raak ek bang. Ek bel pastoor, ek sê, hoor asseblief, kan ek nie hierdie lesings skiep nie, ek wil hulle verbygaan, ek sal later by dit uitkom. En hy sê vir my, nee, jy kan nie. Jy moet 'n keuse maak. Jy kan nie een voet in die wêreld en een voet by die Here wil lewe nie. Dis alles of dis niks. Hy het nie vir my gesê wat om te doen, hy het gesê, maak 'n keuse. Ek maak nou 'n keuse en ek sê, dit is alles, Here. Ek gee vir U alles. En die 5de Mei, toe trou ek by die wonderlikste vrou, so geseënd en bevoorreg om haar te kan hê, dat sy my nie afgeskryf het, en dat sy nog steeds vir my sal wees, so gelukkig het sy ja gesê, ons was getroud op die 5de Mei, en daai selfde dag word ons gedoop, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Yes. En dit is die genadige God wie ons dien, dat die hele wêreld, my sonde wêreld skoon gewas word, so skarlaken. En dit is waar die geloof moet inkom om te glo, dat die hele woord van God die waarheid is, want my sonde is weg. Dit is skoon geweer, want ek gee nou 'n toewyding aan Jesus Christus, dat ek in sy weë gaan begin wandel, en ek sal hom volg, tot in die lente van daar, soos daai liedjie sing. I just want to speak the name of Jesus. Yes. Dit is lekker, man. Amen. Ek het begin besef, dat geluk gaan jy nie vind in hierdie wêreld nie, dit bestaan nie in hierdie wêreld nie. Geluk vind plaas, die dag toe ek besef, dat hy wat in my is groter, as hy wat in die wêreld is. Amen. Die Here is ons helper, niks sal ons ontbreek nie. Hy laat ons neer op groen by velde en lei ons van waters waar rus is.
Ken hom in al jou weë Ja. en hy sal jou pad Amen. uitkom. Yes, amen. Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Is so. En so toe kom ek tot 'n besef van hierdie donker tonnel waar die duisternis my versloor het. Ek moes net omgedraai. Want die lig van die wêreld was, is en sal altyd daar wees. En hoe nader ek van hierdie lig begin wandel, hoe helderder skyn hierdie lig deur my. En dit is die lig van Jesus Christus. En hy sal altyd daar wees vir ons. Hoe nader ons aan hom lewe, hoe nader lewe hy aan ons. En dit is geluk wat ek gedink het nie bestaan nie van die lewe. Dit is die wonderlikste ding om 'n kind van God te wees. Nie skaam te kan wees om dit te sê nie. En soos ek sê, ek wil dit verkondig tot in die lente van daar. En mag ons kerk net geseën wees en groei en elke bank in die kerk vol word. En die wat nog nie gedoop is nie, asseblief om my toewyding te kan maak. Om te weet, elke een wat hier sit is goed genoeg. Ons is geskep in die beeld van die Allerhoogste. Amen. Ek sluit Amen. af met 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het, deur ken en geglo. God is liefde. Amen. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Amen. Baie dankie. Dankie, Zetty. Hy gaan die kortste, vurigste prediker wees. Dankie. Jy het gepreek hoor. Wow, great. Dit was mooi. Ja, dit was mooi. Dit is wonderlik om 'n getuie van God te wees, want dis die liefde wat daarop is in jou is. Getuig ou net van God se goedheid. Speel vir my 'n liedjie terwyl ons bid. Here, dankie vir Tene se getuie vanmôre. Dankie dat U hom ook verander het en vir hom groot planne het, Here. Ek het nou sommer hierdie salwing net hier gevoel soos hy gepreek het en ek bid, Here, dat dit altyd so sal wees. Dat U hom ook sal aanraak en vir elke ene. Maar Here, daar is 'n dringende gebeurtenis in hierdie wêreld. En U ken my hart, Here, wat kraak het onder die mans veral en onder die vrouens ook, en dat ons sal verootmoedig voor U vanmôre. Dat ons weer sal kom waar U wil hê ons moet kom. Ek maak vanmôre 'n uitnodiging. Hoor gou wat se uitnodiging gaan ek maak. Ek gaan vir jou vra om hier te staan en ek gaan vir jou salf jou oë dat die Here jou geestelike blindheid sal laat weggaan sodat jy kan sien wat hierdie woorde van die Here beteken. Wat ons geleer het en gelees het in 2 Konings. Ek wil hê jy moet vanmôre besef dat jou hele lewe vandag kan verander. Deur net jou blindheid te laat wegval, sodat jy ook, soos hierdie dienaar, die perre en die waans en die stryd van vuur van God altyd sal sien. Want die woord sê 300 kere meer, moenie vrees nie. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Geesbeheersing beteken dat jy vanmôre deur die gees van die Here hierdie in autoriteit sal opneem om elke verslawing neer te lê, elke vrees, elke bekommernis, elke gedagte gevange te neem. En die waarheid verander en die waarheid uit jou uitdrywe in Jesus naam en dit insit met die leuen, ekskuus tog sal uitdrywe en dit vervang met die waarheid. En die waarheid van die Here is dat hy jou 'n gees gegee het van krag, liefde en selfbeheersing. Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Dawid sê, my vyande is stalryk, Here, maar U heers oor hulle. Kom staan gou hier voor. Ek gaan net jou oë salf vanmôre, laat die Here die geestelike blindheid in, maar jy moet ernstig wees. You need to be serious this morning. Moenie twyfel vandag nie.